Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die program Gebedsarende waar ek jou wil toerus om effektief te wees. Ons is in die jaar 2026 en daar is 3 goed wat baie belangrik is rondom die profetiese betekenis van die getal 26. So hierdie is die 3 goed wat kritiek belangrik is hierdie jaar. 1. Goddelike teenwoordigheid. Die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here. Gemeentes en kinders van die Here wat soek na die Here se teenwoordigheid, gaan dit gemanifesteer in hulle lewens en in hulle kerke ervaar. Die Here gaan opdaag in dienste sigbaar. Dis die eerste ding wat belangrik is, teenwoordigheid. Al wat nou tel is om in die Here se teenwoordigheid te wees, want in sy teenwoordigheid gaan jy sy stem hoor. En dit is kritiek belangrik dat jy die Here se stem sal hoor, anders hoor jy so baie stemme en jy raak verward en jy raak deur mekaar en jy weet nie watter kant toe nie. So, dis kritiek belangrik dat jy die Here se stem sal hoor. In die hele geveg wat ek laas jaar gehad het, toe ek gediagnoseer is met uiters aggressiewe kanker, was wat die laaste spesialis, die 5de een by wie ek was, 'n comedy of errors genoem het. Want die eerste spesialis sê, jy kan nie hierdie doen nie, jy moet daai doen. En nou stuur ek jou na 'n spesialis toe wat dit kan doen. En by daai tweede spesialis, dan sê daardie spesialis, ja, dit is so, dit is wat ons moet doen, maar ek kan dit nie doen nie, ek stuur jou Benoni toe. Nou kom ek in Benoni, by die volgende spesialis, dan sê hy, nee, daai 2 is verkeerd, eintlik moet ons hierdie doen, maar ek kan dit nie doen nie, ek stuur jou Pretoria toe. En dan kom ek in Pretoria, en uiteindelik, na 'n paar maande daar, dan sê hierdie ou vir my, dit is nou wat ons moet doen, en jy kan nie daai doen nie, en dan kom ek by die volgende een, en sê hy, nee, daai weet nie waarvan hy praat nie, so. Dis 5 spesialiste, en elkeen praat teen mekaar. Hoe moet jy, wat nie weet van die mediese wetenskap nie, weet wat is reg en wat is verkeerd? Jy kom by kruispaaie in jou lewe, en jy weet nie watter kant toe om te gaan, links of regs nie. Jy kom by in situasies, en jy weet nie, hoe moet ek hierdie situasie hanteer nie? Daarom is dit kritiek belangrik om nou die Here se stem te kan hoor. Jy moet hoor as die Here praat. Jy moet sy stem kan onderskei. Uiteindelik het ons gehoor wat sê die Here oor die situasie. En ons het gedoen wat die Heilige Gees sê ons moes doen. En uiteindelik het ons by die punt uitgekom waar ek vry verklaar is van die siekte op 'n 0.0. En tussen hakkies, die Here doen goed vir jou, sodat hy dit deur jou kan doen. Ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor. Wat die Here vir jou doen, wil die Here deur jou doen. En met hierdie hele ekspedisie, die Here gesê, ek maak jou hiervan gesond, dat ek deur jou ander gesond kan maak. Dis baie belangrik. So, waar ek nou is ons dan op 'n plek waar ons sien hoe dit sigbaar manifesteer. Die sigbare teenwoordigheid van die Here wat manifesteer deur die Heilige Gees, né? God se sigbare teenwoordigheid manifesteer deur die Heilige Gees. En nou sien ons dat wat die Here vir my gedoen het, doen hy nou deur my en word mense gesond, selfs van kankers en ander gevaarlike goed. So, die teenwoordigheid van die Here is nou kritiek belangrik. Hoor wat sê die Heilige Gees en om dan te reageer op die stem van die Heilige Gees. Die tweede belangrike element wat hierdie jaar sal uitstaan is die Here se getrouheid aan sy beloftes. Die Here maak sy woord in jou mond waarheid. Is kritiek belangrike goed wat ek vandag met jou deel. Die Here maak sy woord in jou mond waarheid. Hoor jy wat ek vir jou sê? Die Here maak sy woord in jou mond waarheid. Hy's getrou aan sy woord. Alles sal verbygaan, maar die woord sal standhou tot in ewigheid. Jy bou jou geloof op die woord. Jy bou jou lewe op die woord.
Alles staan op die woord. Jy kry jou antwoorde uit die woord. Jy moet 'n passie en 'n liefde hê vir die Here se woord. Die derde ding is, dit gee jou autoriteit. Die teenwoordigheid van die Here wat gemanifesteer word deur die Heilige Gees, die woord van die Here in jou mond gee jou autoriteit. Dis waar hierdie jaar sal uitstaan bo ander jare. So, ons gaan sien hoe die krag van die Here gemanifesteer word deur die redding van mense op 'n groot skaal. Ek hoor die Here sê dat hy rig gebedsvegters op wat siele sal losmaak uit bose gevangenisse uit. Dis waarom ons groot ding is die opwek van gebedsvegters. Dis ons hele werk, is die opwek van gebedsvegters en hulle sal gevyhandige tronke oopbreek en mense laat vrykom. Koninkryksbouers sal geaktiveer word en hulle sal net bonatuurlike oorwinnings behaal in die naam van die Here. Dis waaroor 2026 gaan. Dit is baie belangrik as ek kyk na die profetiese temas van 2026. Dit is die Here se identiteit sal vasgelê word in sy kinders en in sy volgelinge. Hoor jy wat ek sê? Die Here se identiteit. Maleagi profeteer oor die eindtyd en hy sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat die Here nie dien nie. Die Here sal sy identiteit seël op sy kinders. Daar is krag wat gemanifesteer sal word. Die 26ste generasie van Adam af is Moses. En in Psalm 136 kry jy 26 keer die term God se genade. Dit is die Here se verbond om sy krag te manifesteer. Is 'n tyd waarin jy kan beweeg van die wildernis na die belofte toe. Hierdie is die jaar waarin jy kan beweeg van die wildernis na die belofte. Dit is so belangrik. 2026, die geboorte van die Messias het 'n goue tyd ingelei vir die manifestering van die krag van die Here en dan die vervulling van sy beloftes. Is 2026 jaar van die geboorte van die Messias af. Dit lei 'n goue era in vir die manifestering van God se krag en die uitwerking, die manifestering van sy beloftes. So ek nooi jou uit om in te skakel en te ervaar hoe die heerlikheid van die Here gaan gemanifesteer word in die tyd waarin ons lewe. Ek wil vandag veral ook met jou praat oor hoe bid 'n mens voorkomende gebede en hoe aktiveer jy oorlogsengele. Dit is my baie interessant jong, dat die kerk van die Here niks weet van oorlogsengele nie. En selfs pastore met wie jy praat, kyk jou maar net so skepties aan, maar dit staan in die woord van die Here oop en bloot. En die term van Here van die leerskare, wat natuurlik nou in ons Bybel sê leerskare, maar leer is natuurlik 'n baie ou woord vir weermag, né? Leer is weermag. So, hy is the Lord of Heaven's armies. Daardie term word meer as enige ander term gebruik in die Bybel. So, hoekom dink jy? Kan jy dink hoe belangrik is dit dan dat ons in hierdie dae waarin ons lewe, waarin die boosheid al meer en meer manifesteer. Openbaring 12 sê ek het die duiwel na julle toe sien neerdal met groot woede omdat hy weet dat sy tyd min geword het. Dis die era waarin ons nou lewe. Ons sien wêreldwyd, ons sien 'n manifestering van boosheid. Selfs ten opsigte van ons kinders en ons jong mense is daar 'n manifestering van boosheid. Ons sien dit oral in ons dorpe en in ons stede. Daar's net 'n toenemende aktiwiteit van witchcraft en allerlei ander goed wat ek nie nou met jou wil deel op hierdie platform nie. Dis belangriker as ooit dat ons verstaan hoe aktiveer 'n mens oorlogsengele en hoe kry 'n mens inside information sodat jy oorlogsengele kan aktiveer. En die storie is in 2 Konings 6. 2 Konings 6 is 'n asemrowende storie, 'n asemrowende hoofstuk.
Ek dink dis een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel oor geestelike oorlogvoering. En jy moet onthou dat, as ons in die Nuwe Testament kom, dan lees ons dat die goed in die Ou Testament vir ons daar geskryf is, as 'n beeld van wat in die Nuwe Testament dan manifesteer en realiseer. So ons gaan 2 Konings 6 lees vanuit 'n geestelike perspektief. Hy sê, terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel. So, Israel verteenwoordig die volk van die Here, en dan in ons konteks nou, nie net die fisiese Israel nie, maar elke kind van die Here is deel van hierdie geestelike volk van die Here. Koning van Aram is 'n bose koning van 'n bose volk wat die volk van die Here wil verdelg en vernietig. So ons het 'n bose weermag en 'n bose aanvoerder van 'n bose weermag wat oorlog voer teen die kinders van die Here. Hierdie is die realiteit, hierdie is waar ons op hierdie oomblik is. En hy het met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Hy beplan lokvalle, hinderlae teen die volk van die Here. Maak jou ore oop en hoor wat ek vir jou sê. Die vyand se aanvalle teen jou is altyd strategies. Dis altyd fyn beplan. Dit het altyd te doen met 'n lokval of 'n hinderlaag. As jy daai kan begin verstaan, jy moet weet, ek is hartseer dat die kerk van die Here, die gemeentes, onkundig is oor geestelike oorlogvoering. Omtrent die meeste wat mense weet van geestelike oorlogvoering is Efesiërs 6, die volle wapenrusting. Dan sê hulle, nou is dit oukei. As jy die volle wapenrusting aan het, maar hulle het nie 'n idee eers wat die wapenrusting beteken nie. Nou herhaal hulle wat Paulus sê, klakkeloos, van die borswapen van geregtigheid, die helm van verlossing en die gordel van die waarheid, maar hulle verstaan nie dat uiteindelik elke een is 'n beginsel van 'n element van geestelike oorlogvoering nie. So, ons gaan nog baie daaroor met mekaar praat. As jy kan verstaan dat daar bose beplanning teen jou en jou huis is, lokvalle en hinderlae en aanvalle wat die vyand teen elke kind van die Here beplan, want hy haat jou met 'n passie. As jy daai kan verstaan, omdat jy die beeld van God is, en omdat jy in hierdie wêreld namens hom, namens die Here heers, in sy koninkryk laat kom. So, hy hou 'n vergadering. Kyk na 'n oorlogskamer. Sien 'n oorlogskamer in jou gees. En hier is Satan self en hier is sy weermag, generaals. En beplan hy 'n aanval teen dorpe, stede, lande, individue, gemeentes. Hy het 'n fyn uitgewerkte plan om, en ons weet, Johannes 10 sê, te steel, te slag en dood te maak, né? En te verwoes. Dood te maak, te steel en te verwoes. Nou sê vers 9 van 2 Konings 6, maar die man van God. Jy gelees, daar staan geskryf, die Here het 'n man gesoek wat in die gaping kon staan, dat hy die land nie kon verwoes nie. In die gaping staan beteken tussen die vyand en die land, gaan staan die man van God. En hoekom staan die man van God daar? Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek het en waarvoor hom gewaarsku het, en hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal of tweemaal nie. So dis meermale. Die vyand se hinderlaag word die een na die ander ontbloot, en dis dalk die ander les wat jy moet leer. Hy het nooit net een lokval en een hinderlaag en een aanval nie, dis altyd in reekse, want hy dink in terme van nie 'n geveg nie, maar 'n oorlog. Die duiwel is nie teen jou om 'n geveg te wen nie. Die duiwel is teen jou om 'n oorlog te wen en jou finaal uit te skakel. Hoor jy my? Hy wil nie net 'n geveg wen nie. Hy wil 'n gemeente se destiny heeltemal steel. Hy wil kinders van die Here se destiny heeltemal steel. Dis altyd 'n reeks wat beplan word. Dis waarom jy so versigtig moet wees. En is interessant dat hy sê op jou hoede moet wees. Hoor jy Jesus wat sê waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hoor jy die Here se woorde? Waak en bid. En baie wil die ding doen en dan doen hulle dit nie eers effektief nie, maar hulle waak nie. Daar is weer 'n hele ander saak. So, hierdie lokvalle word dan ontbloot en die koning kan dit vermy. Die aanval word geaborteer. Die aanval word kragteloos gemaak.
Die aanval word afgesny nog voordat dit kon gebeur. En die skade vind nie plaas nie. En ek vind uit, die meeste kinders van die Here se gebede is eintlik maar skadebeheer. Die meeste kinders van die Here is maar 911 prayers. Jy's klaar in die ongevalle eenheid en nou moet 'n ongevalle dokter jou lewe red. Dis waar baie se gebede is. Hierdie gebed wat die man van God hier gebid het, lyk vir my was voorkomend. Hulle kon daai aanval vermy. Nou, wat gebeur nou? Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek het, het vermy. Nou sê hy die volgende vers: Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. En hy roep sy dienaars en sê vir hulle: Kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? Nou is daar verwarring in die kamp van die vyand. Sien jy hoe dit werk? As jy inligting kan kry oor aanvalle wat teen jou beplan word en jy kan dit uit die pad uitkry, jy kanselleer dit uit, dan veroorsaak jy verwarring in die kamp van die vyand. En dis presies wat nou hier gebeur. Die duiwel het dit nou nie verwag nie. Nou is daar verwarring. Nou vra hy, wie is die spioen onder ons? Wie het wat ek beplan aan daai ou gaan vertel? Hoe het die koning geweet wat ek teen hom beplan? En een van sy dienaars antwoord en sê, my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. Wat jy in die nag beplan, koning, sal die man van God weet. Wat vir jou in die eerste plek sê, die man van God het gebid in die nag. Hierdie planne is beraam in die nag. Slaapkamer sê dit vir my. Maar een van hierdie ouens staan op en sê, daar's 'n man van God by hulle. En daardie man van God weet wat jy in die geheim teen hulle beplan. Is dit nie asemrowend hoe die Here geheime met sy kinders wil deel? En daar's ook baie skrifte daarvoor, dat die Here geheime met jou wil deel. En hy sê, dis nou die koning van Aram sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang, en daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is in Dothan. En so het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar weermag gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Kyk mooi wat hier staan. Hy stuur 'n hele weermag, wat in die nag kom, wanneer jy slaap. Dink nou aan Jesus, né? Wat die gelykenis van die saaier sê, en terwyl mense slaap, kom die vyand. Dis hoekom bid in die middernag so kritiek belangrik is. En ek wil jou net weer herinner, as jy nog nooit van middernaggebed gehoor het nie, of jy weet nie waarvan ek praat nie, gaan na ons webwerf www.prayerevangelist.com, kyk na ons groeiwinkel, kyk na die geheim van middernaggebed. Ek het 'n boekie daaroor geskryf en alles daar ontbloot, oor hoe die vyand middernag werk, maar hoe jy middernag alles wat die vyand teen jou beplan, kan uitkanselleer en kan uitskakel, kan afsny nog voordat dit gebeur het. Dis 'n kritieke element om voorkomend te bid, is in die middernaggebed. Die ander tweede kritieke punt is natuurlik net voor dagbreek. Dis die tweede belangrike element as jy voorkomend wil bid. En vir dit het ek ook vir jou 'n boekie geskryf oor beveel die dagbreek. So daar's daai twee boeke, is kritiek belangrik as jy wil leer hoe bid 'n mens voorkomend. Jy gaan ons groeiwinkel toe by www.prayerevangelist.com, want jy weet, hierdie gesprekke van ons is so kort, en ek probeer soveel as moontlik inligting in hierdie gesprekke sit. Ek glo nie, ek gaan op hierdie oomblik klaar kry met wat ek vandag met jou wil sê, so volgende week gaan ons dalk verder hiermee, maar gaan soontoe. Ek probeer net die belangrikste elemente uitlig, en dis hoekom ek sê, as jy na hierdie program kyk, hou 'n pen byderhand, hou 'n notaboek byderhand, hou 'n gebedsdagboek byderhand, hou 'n oorlogsdagboek byderhand, sodat jy kan neerskryf en hierdie goed kan begin toepas. Want die goed wat ek met jou deel is so prakties, jy kan dit vandag al begin gebruik.
En dis wat ek vir jou wil sê, ek vertel nie vir jou teorie nie, ek deel met jou goed wat jy in die praktyk kan gebruik, om dadelik voorkomend te begin bid, want op hierdie oomblik terwyl ek met jou praat, is daar bose beplanning teen jou gemeente, bose beplanning teen jou huis, bose beplanning teen jou huwelik, teen jou finansies, en elke ander area van jou lewe. So die twee grootste wapens om te ontbloot wat die vyand teen jou beplan, is die geheim van middernaggebed en beveel die dagbreek. Daardie twee goed. So, nou stuur hy in die nag. En hy gaan optrek. En hy gaan hierdie situasie, wil hy die volk van die Here vernietig. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Eerste ding wat die man van God sê, moenie bang word nie. Moenie vrees nie, al lyk dit vir jou asof hierdie nie gaan uitwerk nie, moenie vrees nie. Al lyk dit vir jou, hierdie situasie is absoluut hopeloos, moenie vrees nie, want jy weet wie aan jou kant is. Nou sê die man van die dienaar vir hom, maar waar? Dis net ons twee. Want as jy in die natuurlike realm bly kyk, gaan jy net die vyand sien, en jy gaan net sien wat die vyand beplan. In die geesrealm is dit 'n ander storie. Dis wat ek jou nou gaan vertel. Maar in die vlees, as jy net bloot jou blind staar teen wat in die vleesrealm is, gaan jy bang word. Jy gaan nie weet watter kant toe nie. Jy verloor eintlik klaar. As jy net in die vlees kyk, gaan jy klaar verloor. Maar die man van God sê vir sy dienaar, daar's 'n natuurlike realm en daar's 'n geesrealm. En dit hang af uit watter realm uit jy kyk. As jy bly kyk in die natuurlike realm, dan gaan jy sien, daar gaan niks gebeur nie. Maar jy gaan verloor, dis wat gaan gebeur. Maar as jy in die geesrealm kyk, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open sy oor dat hy kan sien. 'n kritieke gebed om te bid. Here, maak my oë oop dat ek in die geesrealm kan sien. My natuurlike oë sien in die natuurlike realm. Maar Here, maak U my gees oë oop dat ek in die gees kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Ewe skielik sien hierdie man sy dienaar, maar wat in die geesrealm is, daar is 'n hele weermag van engele rondom Elisa. Daar's 'n hele weermag van engele rondom die bidder. Tussen hierdie vyandelike weermag en die bidder is daar 'n weermag van engele rondom Elisa. Sien jy wat gebeur as jy effektief begin bid? En toe hulle na hom afkom, dis nou die vyand, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid, en hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Kan jy dit bid? Kan jy sê, die Here slaan my vyand met blindheid? Jy sal blind wees, as jy teen my kom, sal jy met blindheid geslaan word in die naam van die Here. So, dis hoe ver ek vandag met jou kan kom. Ek hoop jy het 'n paar goed hier geleer. Onthou, ons is besig met vat jou dorp terug. En daarvoor het die Here my 'n gevegsplan gegee om dorpe in die geesrealm terug te vat, en dit sal manifesteer in die natuurlike realm. Want jy vat eers jou dorp in die geesrealm terug voordat jy hom in die natuurlike realm kan terugvat. So, dis my storie vir vandag. Tot volgende keer, die Here seën jou.